maar in, skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel, kos is op die tafel. Welkom in nog 'n episode van Kos is op die tafel. En welkom van my kant af ook. Vandag maak ons puddings. En ons gaan 'n lekker sjokoladepudding met 'n sous maak. En ons gaan, dit is eintlik 'n appeltaart, maar ek gebruik hom baie vir 'n pudding. En ek waarborg julle, hierdie twee puddings is so lekker dat jy vir mense wat jou in die laerskool leed aangedoen het, net daar gaan vergewe. Want dit is, hulle is vol, hulle is ryk. En as jy op 'n dieet is, eet 2 stukkies, is regtig die moeite werd. So kom ons begin met, eers met ons appelpudding. Hier is ons mengbak. Daar sit jy in 3 eetlepels botter. Kyk maar dat dit sagte botter is. Anders gaan jy daar Kamertemperatuur. Ja, kamertemperatuur. En jy sit in 'n bietjie suiker, 1 koppie suiker wat dan 250 ml suiker is. Nou roer jy hulle saam. Etienne, ek gaan vir jou vra of my daai 3 eiers. Ek gaan net hierdie begin saameng. Die groot woord is verroom. En alles saam maak, so. En dan kan jy vir my daai hier bygooi. Ek kan net sê, hoekom 'n mens altyd 'n eier in 'n aparte bakkie moet breek voordat jy hom in jou dis gooi, is dat daar kan iets fout wees met die eier. Daar kan dalk 'n stukkie embryo in wees, of wat ook al. En dan wil jy hom nie in jou dis hê nie, so gooi hom eerder uit in 'n aparte bakkie. Jy kan hom vir my daar bygooi. Hierdie is eintlik so 'n maklike en eenvoudige pudding dat 'n mens eintlik dink as jy hom maak, ja, maar kan dit regtig lekker wees? En glo vir my, hy is lekker. En jy kan vir my 1 koppie meel hierby gooi. En jy gooi hom sommer by, nie gesif nie, net. Nee, wat ek kan hom net so gooi. Daar is hy. En hom goed mooi. En dan 1 teelepel bakpoeier. Daar is hy. En 'n klein knypie sout kan jy vir my daarby sit. Want ek nou hier oor die pot rek. Net so. Ja. So, al wat is, kom ons gaan net gou weer deur die resep. Dis 1 koppie suiker wat 250 ml is, 3 eetlepels botter, 3 eiers, 1 koppie meel, 1 teelepel bakpoeier en 'n knypie sout wat jy meng. En dit is basies, dis jou basis vir hierdie pudding. Wat jy dan kry jy nou jou lekker appel. So dis 1 blik, is die klein blikkie. Ek het nou nie gramme nie, maar Ek dink dis 420 gram of so iets. ja, iets in daai lyn. So, kyk daar. Dis hy. Etienne, jy kan vir my solank een van daai enamel bakke vir ons spuit. Goed. So, die puddings wat ons vandag maak, het elkeen 'n sous. Die appeltaart gaan bak hy eers die pudding en dan kom die sous na die tyd oor, waar die met die sjokoladepudding maak jy jou beslag aan en jy gooi die sous direk op en dan bak jy hom. So al twee souse, die een bak hom met die sous, die een gooi jy op na die tyd. Ons meng dan nou natuurlik 'n kwart koppie melk hierby, net om hom meer 'n loperige deeg te gee. Ek gaan hom nou net so lekker meng. Het jy daai vir ons Hy is klaar gespuit. Kyk, ek kan hom dan vir ons hier neersit. En dan krap ek hom. So, jy krap hom net in. Nou, so. Hy's nogal soet partykeer. Gebruik ek selfs 'n klein bietjie minder suiker, want hy's soet. Jy proe vir hom as jy vir hom eet, hoor. En vir hoeveel is dit ongeveer? Hoeveel mense sal jy hieruit kan? Nee, yes, jy kan. Weet, ek dink ons skep te veel nagereg in vir mense. Ja, ek dink jy kan maklik sulke groot porsies hier uitmaak. Dan skit jy hom nou maar net laat hy redelik evenredig is, so. Ja, maar hy reis ook dan nou maar. Ja. Bietjie, nee. En dan, wat nou die lekker ding van hom is, jy vat daai appels en die pak ons nou net so op hom. So nou op die deeg gaan 'n basis oor hom bak. Baie mense grill mos nou vir die appels. Ek hou daarvan baie. Ek het al hierdie selfde resep gedoen met kwepers.
Ja, dit kan ook nogal lekker. Ingelegde kwepers. As jy nou 'n kweperliefhebber is, dan vervang jy net jou appels met kwepers. Maar dan kan jy seker met enige ingelegde vrug doen. Ja, jy kan, maar ek weet nie of alles so peer Peer behoort gaan ook baie lekker wees. Ek dink nie almal gaan lekker wees nie. Perske gaan ook lekker wees, selfs appelkose. So hier jy nou een pudding wat jy 'n klomp van maak. Ek gaan net my hande was. So, ons gaan nou terwyl hulle bak, gaan ons die sous kook en nou gaan ons die sjokoladepudding maak. So ons gaan die sous nou maak as hy in die oond is. So gaan jy sommer albei saam bak. Ja, ons gaan albei saam bak. So terwyl hy dan bak, dan wys ons gou vir julle hoe om hierdie sous te kook. So jy kan hom net daar langs jou neersit. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Right, Etienne, nou gaan ons daai lekker sjokoladepudding maak met daai sous wat ek jou van vertel het. Daai gunsteling van jou. My gunsteling, hierdie was 'n absolute gunsteling in ons huis gewees. My ma het altyd hierdie pudding vir ons Sondag gemaak en ons as kinders was mal daaroor gewees. En sy het altyd ook so 'n bietjie ekstra sous gemaak omdat ons so lief is vir daai sjokoladesous, want hy maak letterlik so gooey sous as hy. Maar dit is my vreemd dat julle in daai warm area nog 'n warm nagereg vir na ete gaan. Jy gaan nie glo dat ek nou vir jou sê nie, maar ons het winter daar ook. Ek weet dit is nou vir jou 'n groot verrassing, maar dit raak in die Boesmanland winter ook. Okay, Etienne, kan jy vir my, ons gaan eers die sous maak, so wat jy doen, jy kook hierdie sous, en dan daai warm sous gooi jy oor jou pudding, jou beslag. En dan druk jy hom in die oond. Wat die teenoorgestelde mos is van die appeltaart. So kan jy vir ons daai ketel met water gee. Die resep is 1 koppie water, warm water, ofwel ek gaan net vinniger kook as dit warm water is. Weet wat, gooi vir ons nog so bladjie net vir liefde, daar sy. Baie dankie. Dan daarbey, jy kan dan vir ons daai oond aansit. Daarbey sit ons dan ook 250 ml 1 koppie bruin suiker. Klou nou 'n bietjie vas, so. En dan sit ons 2 eetlepels kakao hierby om daai lekker sjokolade te maak. So moet daar. As jy vir my hier kan aangaan, wat ons letterlik hy moet net warm word. Ja, hou hom net aan met roer. Moet weer eens, ek dink ons moet ruil. Ja, ons moet met gaffers ruil. Maak dat hy geen klonte het nie. Nou wat daar is 'n klompie. Jy kan hierdie vat. Ek sal hom 'n klein bietjie afdraai. So jy wil nou hê wat jy wil hê, die suiker moet smelt. En dan laat hy net lekker begin deurkook. As jy sien hy kook, dan haal jy hom van die stoof af en daai warm sous word dan oor die pudding gegooi. So wat ek nou so lank gaan doen is, ek gaan die suiker en die botter gaan ek so lank verroom. So hierdie is 4 eetlepels botter. Ja, dit moet soms so uitkrap. So en sorg maar dat jou botter ook sag is. Maar dis die harde botter sukkel jy regtig om geroer te kry. Dan hierdie is 'n 3/4 koppie suiker wat ek nou daarby gaan gooi en dan soos hulle ons nog gesê het, verroom ons dit saam hierdie 2. Jy gaan tot op 'n sekere punt nou met die whisk kan werk, dan as dit die deeg net te styf word, dan gebruik jy maar 'n lepel. Kyk, so ons verroom hom so. Dan gaan ek 1 eier bysit. Wil jy hierdie sous moenie kook nie. Hy moet net warm word. Nee, hy kan kook. Dit maak nie. Jy wil eintlik hê dat daai suiker en alles moet saam begin kook. En dan gaan ons 1 teelepel vanilla essence by. Ons meng hom. Alles lekker saam. Dan 1/4 teelepel sout. Hier is, ek meng dit nou in 1,5 teelepel kakaopoeier. By. Begin ons nou vreugde te gebeur. Dan
Hierby sit ons dan 250 ml koekmeel by, wat ook dan 1 koppie is. Goed, hier kook hy nou. Ja, Kan ek hom maar afval. Nee, dat hy net lekker deurkook ten minste. Meng hom maar so om die beurt in, en dan is dit 1,5 koppie melk, wat jy nou so om die beurt kan inmeng. Hierdie is nou, dit is nie 'n spesifieke manier, ek gooi hulle so bietjie, en dan, hierdie is jou bakpoeier, is 3 teelepels bakpoeier, so dit gaan omtrent 45 ml, as ek nou so vinnig in my kop uitwerk, bakpoeier. Gaan ek nou insit om seker te maak dat jy hom baie goed inmeng. Jy kan hom nou maar afval ete, dankie. So, lekker, want jy wil nie hy met klonte maak nie. So, die laaste bietjie meel by sit. Kyk daai mooi kleur wat hy maak. Jy kan ook, ek het al as ek nie kakao het nie, sommer gewone hot chocolate insit. Kan ek so lank die bak vir jou spuit? Ja, asseblief ete. Jy kan die bak spuit, ek gaan nou sommer al die oorige melk insit. Wat ook lekker is, wat ek sommer baie keer vir 'n variasie, is geblikte kersies by hierdie pudding in te sit. So jy sit hom pak hom in die deeg in. Dan bak hy, want wat nou gebeur is die deeg bak ons nou uit en dan gaan die sous onder hom in. Dan gaan lê daai kersies gaan lê dan in die sous wat baie lekker is. Jy kan ook vir ekstra plesier vir jou blokkies sjokolade insit. Dis regtig, weer eens, dis 'n basiese resep. Ek het al bietjie amarula op Cape Velvet. Ja, kan net so lekker wees. In die sous ingekook, wat ook baie lekker is. Daar het hy nou. So, ons jou deeg. Dus jou oond is op 180 grade verwarm. En jy kan hom maar vir hom dophou. Hy bak so 0,5 uur. Dan kan jy vir hom uithaal. En natuurlik, lekker vla hierby. My ma het baie keer vir ons ook kakao vla gemaak. Ken dit glad nie. So, hier is ons bak. So ons gooi eers ons deegie in. So. Kan ons vir my net uitskep. Daar is hy. So. Dan moet net daar wegsit. En dan vat jy jou warm sous wat ons nou gekook het, en ons sous is, net om weer terug te gaan, 1 koppie water, soos 250 ml warm water, 1 koppie bruin suiker en 2 eetlepels kakao. En die gooi jy dan nou net oor jou deeg. So. En die gaan lê nou onder in die bak net. Die gaan lê onder. Hierdie bak. Dis hy. So. En dan is hy gereed om oond toe te gaan. Reg, en as ons warm uit die oond uithaal, gaan julle monde water. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Nou gaan ons gou die sous maak vir jou appeltaart wat jy gaan oorgooi. En vir hom het jy nodig, gaan net al hierdie goedjies wegvat. Al wat dit is 'n baie maklike ding, is 'n koppie melk. Jy kan hom ingooi. 'n koppie melk is 250 ml en 'n 3/4 koppie suiker. Dis al. En dis nogal baie suiker, maar dit is wat die resep sê. Ek hou van dat hy 'n bietjie meer dat hy 'n bietjie meer sous het. So Etienne, ek gaan vir jou vra om vir ons nog 'n bietjie melkie by te gooi. Ek dink ons kan royaal wees. Kom ons maak, gooi dieselfde hoeveelheid in dat dit so 250 ml is. Jy hoef dit nie te doen nie. As jy van nie so 'n pudding of 'n taart het wat so verskriklik soet sous op het nie, ek hou van hom so. So ek verander hom nou soos ek goed dink. En dan gooi ons, ek gooi by 5 ml vanilla essence. Ek kan vir ons daai pudding vorentoe bring, Etienne, asseblief.
Hierdie ook. Roer hom en maak seker dat jou suiker gesmelt is voordat jy vir hom Toe lekker lyk hy. Baie lekker. Vreugde. Die bak kom vir die Dominiek. Ek gaan nou, kyk, ek kan ons hoor, daar is nog 'n bietjie suiker Die onder. suiker onder. Partykeer proe mens goed en dan dink jy, en dis baie navraag van julle wat vir ons skryf. Mense verwag dat dit 'n resep moet moeilik wees. Hier by ons by Kos op die Tafel wil ons juist vir julle lekker laat eet met maklike resepte. Minste moeite, goeie kos. En ek probeer dit ook doen as 'n resep te kies om regtig vir julle maklike resepte te kry sodat jy kan jou eie koningin of koning in die kombuis wees. Laat weet vir ons wat julle dink. Gaan na ons Facebookblad toe. Ons gesels met julle daagliks daar. En as ons dit op 'n maandag aand die resepte gedoen het op 'n dinsdagoggend, is die resepte beskikbaar by www.astv.co.za. Daar kan julle die resepte gaan kyk, gaan aftrek en sommer met ons kuier ook gaan kyk wat is die ander programme op ASTV. Ek sien hier is ook 'n baie ywerige sous, jy moet vir hom dophou. Jy moet vir hom Hierdie ding is soos 'n Karoo skaaplam, hy hou van wegloop. So, om terug te kom kuier by ons op ons Facebookblad. Nooi julle vriende uit. Ons wil die grootste blad wees op ASTV. Ek nou nie vir die ander programme sê nie, hoor, maar kyk, hy begin nou 'n lekker dik sousie te vorm. Ek raak al hoe meer betrokke met hierdie naamgenoot van my. Want op 'n gewone stoof kook hy baie langer. Ja. En dan kan ek ook vir jou sê, as jy 'n langer lepel mee roer, dan brand jou vingerpunte nie so van die stoof nie. Maar kom ek help jou uit daar. Jy sê ook niks. Nee, Jy brand nou maar. ek wil nie moeilik wees nie. Probeer daai ene. Regter, okay. Ek gaan hom net nog 'n bietjie kook. En as hierdie nou ter vir jou mismoedig lyk, as hy die sous kry, dan sy hoofseën. Dan gaan hy blink en lekker wees. Gaan hy dan terug oond? Nee. Hy's klaar gebak nou. So jy gooi hom oor en jy los. Al waar hy nou gaan is maag toe. Dis al. Dis vir my goed. Altyd goeie nuus as dit so vinnig gaan. Want as ek nou vinnig vat, hierdie resep baktyd ingesluit is omtrent 'n uur. Jy kan hom in Dan sy klaar. Jy saam met die sous kook 'n uur kan jy. Maar jy kook jou sous terwyl hy in die oond is. Ja. Dis 40 minute. Okay. Hy is gereed, hy het lekker gekook. Kan nou afsit, jy kan hom sommer afsit want anders klink dit weer of my pas aangeheer skree. Dat ek net eers die onderin kom. Kan ek hom wegvat? Okay, hier uit afgekoel en al wat jy nou doen is hierdie sous gooi jy hier oor. Nou hy gaan nou lekker in hom intrek. Dit vat so tydjie, partykeer dink jy, o, jemmel, ek het te veel gemaak. Hy trek in. En ek het hom nou vermeerder ook. Jy hoef net nou nie so oorywerig te wees nie. Maar ek is. Daar's hy. Wat ek baie keer doen, as jy sien hy's lank, kan jy vir daai kort mesie aangee asseblief Etienne. Dan doen ek dit. Ek maak net Net om 'n bietjie. Ja. Sodat hy intrek. Dit ruik baie lekker. Ek so. Mens dink nou, o, jy steek die ding vol gate. Jy doen nie. Jy sê net vir hom, drink jou sousies. Net so. Hierdie gaan nou 'n tydjie vat. Ek gaan net so vinnig geloer gee hier agter. Hoe lyk daai een? Ja, hy kom mooi reg. En as ons terugkom, haal ons daai lekker sjokoladepudding uit. Kan nie wag nie. En welkom terug. Nou gaan ons kyk na 'n funky tafel. Ons gaan vir ons 'n koektafel dek. Eintlik meer 'n nageregtafel. Wil jy het nou vir ons twee baie lekker nageregte gemaak? En ons gaan nou 'n puddingtafel dek. So ek het spesifiek gegaan vir helder kleure. 'n Mens kry in die winkels deesdae sulke ongelooflike goed wat 'n mens op 'n tafel kan sit. En moenie bang wees nie. Moenie bang wees as jy in 'n winkel kom om 'n ding te koop wat vir jou nie altyd goed lyk nie, maar as jy alles bymekaar het, dan kan dit vir jou nogal goed werk. So wat ek eers gedoen het, ek het 'n lekker helder kleurige tafeldoek gekry. Helder groen
en ek gaan hom gou oorgooi. Lekker helder kleurige tafel, doek. En dan het ek gegaan vir iets interessants. Iets om in die middel te sit, het ek sommer 'n helder kleurige beker met kombuisbenodighede, swart kombuisbenodighede ingesit. En wat ek spesifiek net nog gesê het, in die winkel het ek hierdie plekmaatjies gekry. Kyk net hoe oulik is dit. Dit is nou lekker vir 'n koektafel of vir 'n puddingtafel. So saam met my helder groen tafeldoek kom hulle dan op. En dan het ek gekry interessante plekmaatjies waarop jy jou glase kan neersit. En hulle is amper dieselfde as my plekmaatjies vir die borde. So ek gaan dan vir elkeen 'n plekmaatjie neersit vir die glase. En dan het ek 2 helder kleurige plastiekglase gekry. En hierdie glase is deesdae so ongelooflik, dit lyk soos glas. En dan om dit interessant te maak vir ons nageregtafel, het ek 'n geskenk gekry. Geskenk om by te sit by die tafel vir jou gaste, 'n gewone bottel met lekker goed in. En dan het ek op 'n kaartjie vooraan het ek geskryf die naam van die persoon. So daar's myne en ek het dan vir Willie een, maar op Willie se glas gaan ek sy naam sit. So wat ek gedoen het, ek het sy naamkaartjie gevat en ek het 'n klein wasgoedpennetjie gekry met so 'n ladybug op. En dan gaan ek sy naam op sy glas vassit. En daar kan hy dan sien waar sit hy. So jy kan nou natuurlik vir hom sy naamkaartjie op sy bottel sit ook, maar ek het nou verkies om hom aan sy glas te sit. En dan het ek 2 interessante bekers gekry wat aanpas by my tema, wat ook lekker werk. So as hy wil koffie hê of 'n koeldrank wil hê, dan kan ek dit bysit. So daar's die koffiebeker dan, en dan interessante plastiekborde. Nou wie het gedink plastiek kan so lyk, die ongelooflikste plastiekborde. So ek gaan dit gebruik as 'n onderbord en dan kan ons nageregbakkie binne in hom neersit. So dit kom dan op ons borde neer, op ons plekmaatjies, en dan saam met die nagereg kom dan die lepels en dit wat ons daarmee saam gaan eet. So ek kan nie wag nie, ons tafel is reg, ek is reg, so ek hoop Willie se nagereg is ook reg. Nou ja, nou is ek reg vir Willie se nagereg. En hier is dit. En ek hoop ek kry die appeltert. Jy kry hom. Want ek het vir my 'n kersie op die sjokoladepudding gesit. Die tafel lyk baie mooi. Ek is so bly jy het vir my gewys waar ek moet sit, want ek is baie verdwaal. Ek kan nie wag om dit te proe nie. Ek is so bly jy het vir my 'n kantstukkie ingesit van hierdie. Hierdie is nou nogal warm. Is jy nou afgekoel? Baie lekker. Hierdie is die beste in die dorp. Nee, ek is jammer. Hierdie is die beste in die dorp. Kom ons groet die kykers terwyl ons klaar eet. Baie dankie. En lekker eet, Willie. So, skakel volgende week weer by ons in. Hier by Kos op die tafel. Lekker kook julle. Die deur is oop, stap maar in. Skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel.